Goeiedag almal, ek hoop julle het 'n geseënde week sover en ek is so bly om kan nou die Sabbat opening doen. Nou voor ons begin, kom ons bid eers saam. Ons dierbare Hemelse Vader, ons sê baie dankie dat ons nou rustig kan raak en weet ons dien 'n wonderlike God wat saam met ons wandel. Ons vra dat U te hierdie boodskap kan saam met ons weer, waar ons kan luister wat U wil vir ons sê. Ons sê dankie in Jesus naam weer. Dankie. Okay, die tema is wandel in die lig. Nou dit kom uit Jesaja 2 vers 5 wat sê uit 33 vertaling. Kom, huis van Israel, en laat ons wandel in die lig van die Here. Nou die Nuwe Lewensvertaling sê, kom, mense van Israel, laat ons lewe in die lig wat van die Here afkom. MKHONDO. Dit is 'n skoolnaam. Mekonu House International Intermediate INTER skool is die afgelope naweek beroof is van belangrike goedere van duisende rande se boeke, tafel, skoolklere en selfs waterpype en urinale. Deure is afgebreek, vente is stukken geslaan en alles wat weggedra kon word is gesteel. En dit alles terwyl die skool op die vooraan van die eerste kwartaal van 2023 gestaan. Daar was volgens die autoriteit met 'n alarmstelsel en kamera, maar die goddelose mense het net gewag tot daardie beurtkrag was en dit donker was en die elektroniese stelsel as gevolg van kragonderbreking buite werke was. Die afwesigheid van lig is duisendes. Dit beteken die afwesigheid die lig weg, dan duisende. En dit is dan wanneer die hoogste vier. 1 Johannes 1 vers 5 tot 7 sê, God is lig en geen duisendes is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisende wandel, dan lieg ons en dan nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde. Hoe nader jy aan die lig kom, hoe meer en meer sal jy jou eie foute sien. En hoe helderder sal die lig vir jou skyn. Baie mense staan net en dat
tussen die duisende en die lig. Hulle wou twee wêrelde, twee meester hê. Jy is of in die lig of in die duisende. Lees Johannes 12, vers 32 tot 33 sê, en ek, as ek van die aard verhoog word, sal almal na my toe trek. En dit het hy gesê om aan te dui hoe danig, hoe dood hy sou sterwe. Die Nuwe Lewensvertaling sê, en wanneer ek van die aarde af aan die kruis verhoog word, sal ek almal na my toe trek. Dit het Jesus gesê en terselfde tyd aangedui dat die soort dood hy sou sterf. Daardie Vrydagmiddag toe Jesus aan die kruis gehang het, het die duisende oor die aarde neergedaal. Die bose het fees gevier oor die oorwinning, maar sy graf die Sondagmôre oopgegaan. Staan die verheerliking Jesus op in 'n lig so oorweldig dat die Romeinse soldaat so 'n dooie neerslaan het. In die lig word jy deur die bloed van Jesus Christus van sonde. In die lig word jy deur die bloed van Jesus Christus van sonde. Enige duisendes in jou reinig. Die lig oorwin altyd die duisende. Dan deur Jesus Christus. Jesus het in die lig van sy Vader gewandel en die bose het geen houvas op hom gehad. Johannes 2 vers 6 sê, hy wat sê dat hy in hom bly, en happy, wat sê dat hulle in die lig bly, behoort self ook so te wandel, soos hy gewandel het. Liewe vriend, wandel jy in volle lig van Jesus Christus? Of bevind jy jou nou in die duisende van hierdie wêreld? Hoe nader jy aan die lig kom, hoe groter en helderder sal die lig in jou skyn. Interessant. Dankie, Jesus, ons verlos en die lig wat die duisende oorwin het. Dankie vir die oorwinnende lewe wat ons kan lei as ons Jesus die lig in ons harte doen. Ons vra dat U ons meer en meer help, dat ons die lig op die emmer kan skyn dat almal kan sien. Ons behoort hy gebed is maar op hy in Christiane dag verder.